Eksodus 32 vanaf die eerste vers. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af wat aan julle ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Toe het die hele volk die goue ringe afgeruk van hulle wat aan hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die bytel bewerk en daarop 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar fees tot eer van die Here. En hulle het die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan om te speel. Daardie om te speel is verkeerd vertaal. Vers 21. En Moses het vir Aaron gesê, wat het hierdie volk jou gedoen dat jy so 'n groot sonde oor hulle gebring het? Toe antwoord Aaron, laat die toorn van my Heer nie ontvlam nie. U self ken die volk dat hulle deur en deur sleg is. Hulle het dan aan my gesê, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie man Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Daarop het ek hulle geantwoord, wie goud het, laat dit afruk, en hulle het dit aan my gegee, en ek het dit in die vuur gegooi, en hierdie kalf het daaruit gekom. Toe Moses sien, die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word, tot leedvermaak onder hulle teenstanders. Dit is tragies, dat wanneer 'n mens na die Bybel kyk, daar soveel voorbeelde is, van manne van God wat die pad verlaat, as gevolg van druk, wat hulle ontvang uit alle oorde uit. Ons beleef dit nou wêreldwyd, dat daar druk is op die Christelike gemeenskap, om te aanvaar dat Jesus Christus nie die enigste weg is nie, en dat ons moet skik en nie met ander mense swaarde moet kruis of met hulle in 'n redetwis gaan as gevolg van die feit dat ons in Jesus glo en hy die enigste weg is na God die Vader en na die hemel. Ons sien dat die paus deesdae baie nonsens kwytraak en dinge sê wat leuns is. Ons hoor hy het nou die dag gesê, Jesus is nie die enigste weg nie, hy was 'n verloorder en daarom is hy gekruisig. Maar dat alle godsdienste soos tale is wat op die aarde gepraat word, en alle tale is deur God ingegee, en daarom is alle godsdienste deur God ingegee, en lei alle godsdienste na God die Vader, wat 'n verskriklike leuen is, die grootste leuen uit die put van die hel. Jesus Christus is die enigste weg, finish en klaar. En Aaron het daar gaan staan en die volk het rondom hom vergader. Nou wil ek vir u sê, as ek na die woord van die Here kyk, en lyk dit vir my, dit was in die omgewing van 30.000 mense uit 'n totaalheid van 1.3 miljoen. En hierdie 30.000 het om hom versamel en vir hom gesê, hoor jy so Aaron jong, Moses het die pad gevat. Daar die man wat ons uitgelei het, hy het net verdwyn, ons weet nie wat het van hom geword nie, en nou soek ons 'n nuwe God.
wat my egter tref, is die feit, dat Aaron ewe skielik lyk of 'n lont aan hom in die brand gesteek is, en hy nou hierdie pad neem, om hierdie mense op 'n dwaalspoor te bring. In die woord van die Here sien ek nêrens, dat Aaron sê, wow manne, wag so bietjie. Een of ander ding het gebeur, Moses is nog in die teenwoordigheid van die Here, kom ons gee kans, kom ons bid en sê, Here, stuur die man terug, dat hy net weer gesig wys, laat die volk net kan weet, hy is hierso. Nee, daar is ook niemand wat opstaan, en na hom toe kom en vir hom sê, Aaron, waarmee is jy besig nie man? Niemand waarsku hom nie. Hierdie man, luister mooi, is deur God net voor dit aangestel, vir hom en sy seuns, om die volk te lei, in aanbidding, in die godsdiens, en hy het die ewige beroep gekry, om as priester op te tree, vir die volk van Israel, hy en sy seuns. Die Here het hulle die kleredrag gegee, die Here het vir hulle die beste van die offers gegee, en die Here het hulle in leiding geplaas, en nou is hierdie man, 'n man met voete van klei, 'n dwaas. Ek sou graag daar wou gestaan het, en hom net in sy gesig gekyk het, en vir hom gesê het, jou twee gesig. Want dit is wat hy gedoen het. En hy spreek nie met die volk nie. Hy sê nie vir hulle, ons kan dit nie doen nie mense, julle het gesien wat God gedoen het. Hy het die see gekloof. Wat het hy nie alles vir ons gedoen nie? Die bitter water het hy gesond gemaak, ensovoort. Nee, daar is nie sprake daarvan nie. Ewe skielik lyk dit of Aaron op ready steady go is. Hy is nou besig om hierdie volk te neem in 'n verkeerde rigting. En hy kry hierdie blink idee, haal die oorbelle af van julle vrouens en julle seuns en julle dogters. En hulle was te gretig om te kom en die oorbelle te bring. En vir Aaron te sê, hier is dit. Weet jy, wanneer jy die verkeerde dinge doen, is daar altyd geld. Maar wanneer dit oor God se sake gaan, weet jy, dan tel jy jou geld. Jy al gesien as jy in 'n restaurant toe gaan. My vrou is erg daaroor. Ou boetie, ek moet daai kelner, waiter, moet 10 sent in doen as my vrou kwaad. Ek moet presies uitwerk, 10%. Ek kan meer gee, maar nie minder nie. Maar ek wil vir u sê, wanneer dit oor die werk van die Here gaan, dan sal ons kyk of ons daai geld kan betaal. Maar wanneer die verkeerde goed is, maat, daar is altyd geld. Ek wil jou 'n vraag vra. U wat hier sit, wat God verlos het van rook, het jy ooit geld tekort gehad vir sigarette? Het jy ooit geld tekort gehad vir jou borrel? Nee, dit was altyd daar. Maar die dag toe jy tot bekering kom, toe lyk dit asof die geld opraak. Jy kan nie jou dinge bykom nie, die geld verdwyn. Daarom sê ek vandag vir u, die enigste manier om die seën van die Here te kry, is leer om te gee. Leer om God se deel te gee, en dan sal jy nooit 'n tekort hê nie. Want die woord van die Here sê, toets my daarin. En hulle het hierdie goud gebring, en nou Aaron is in sy noppies. Hy sê vir homself, ek wonder wat is volgende, dalk gaan hulle my nou aanstel as die nuwe leier. En hy droom drome. Hy vertel dit vir sy vrou, sal die aand daar in die tent lê. Hulle huil nie, hulle bid nie, en sê my God, ons tree in vir hierdie volk nie. Nee, hulle hou van die vloei, want Aaron is nou in die kalklig. Weet jy, die afgelope tyd in Suid-Afrika, was daar seker die meeste sterftes, veral in die tyd van COVID, hoe pastore doodgegaan het,
as gevolg van hierdie pessiekte. En Satan het gepoog om die profete van God uit te roei in Suid-Afrika en wêreldwyd. Want die woord van God sê, waar die profete nie is nie, verdwyn die visioen. Dit beteken dat as die profete nie daar is nie, word die woord van God nie reg verkondig nie. En toe Moses verdwyn, toe is Aaron daar, maar hy lei verkeerd. En vandag kan jy sien hoeveel pastore en dominees en whatever besig is met verkeerde dinge vorentoe. Want die profeet het verdwyn en die regte leiers van God het van die toneel af verdwyn. En ek wil nou vir jou sê vandag, wanneer ek so preek, dan sal hulle die televisie afsit en sê, hierdie ou is uit die oude doos. Hy's 'n dinosaur. Ons wil nie na hom luister nie, want hy preek teen sonde. En ek wil nou vir jou sê, vandag wil hulle hemel toe gaan met die sonde en al. En nou Aaron bou daai ding. En hy sê, môre gaan ons fees hou. En hulle bring hulle piknikmandjies en hulle borrels en hulle twak en 'n pruimtwak en alles wat hulle by mekaar kan kry en hulle gaan partytjie hou. 30,000 van hulle. Dit was nogal 'n helse partytjie. Want hulle was op pad hel toe. Nou wil ek vir u iets sê wat is verkeerd vertaal in die woord van God. Die woord van God sê dat hulle het opgestaan en gespeel. Moenie dink dit is sokker nie. Moenie dink dit is rappie nie. Moenie dink dit is cricket nie. Dis heeltemal verkeerd vertaal. Hulle het in die ergste onmorele dade gedoen daar voor almal. Ek wil nie die woorde in die kerk gebruik nie, maar dit is groot genoeg om dit te verstaan. Voor almal se sig het dit gebeur. En kan nie dink dat die man van God daar staan en sy goedkeuring daarvoor gee. Wat 'n dwaas is dit nie. Vandag is die kerk so. Ek praat nie van hierdie kerkie, hierdie gemeente nie. Maar jy kan buite toe gaan. Die nuwe advertensie in die koerantjie of die nuusbrief van die kerk is, ons soek 'n kroegman of 'n kroegmeisie. Hulle verkoop drank op bazaars. Ek wil nou vandag vir julle sê, as die ou predikante opgestaan het hulle gesê, julle is besig met verkeerde goed. Maar daar is nie meer ou predikante nie. Daar is niemand om mee te waarsku nie. En nou kry jy alles spesiale prys. En die Portugees wat die drankwinkel het, hy gaan ook nou kerk toe. Want die Afrikaners verkoop nou drank daar, teen 'n goeie prys. En hy koop dit, hy kry dit goedkoper as wat hy dit kry by die suppliers. En nou is sy advertensie, come and buy your holy water from me. I bought it from the church. Ons het begin distributors word van drank, die kerk, Bacchus. En die volk is besig om ten gronde te gaan en die manne wat veronderstel is om God te lei, sy werk te lei, is daar nie meer nie. Hulle wil go with the flow. Of jy vandag sê, is net 'n dooie vis wat saam in die stroom gaan, hoor. En hierdie manne is besig om van die pad af te raak. Ons volk is besig om van die pad af te raak. Sien nou die dag 'n video van 'n kerk in Mosselbaai. Baai jou pastor 'n beer. Ek sal jou die advertensie wys. Baai jou pastor 'n beer. Koop vir jou pastoor 'n bier. Ons gaan Bacchus verheerlik. Die volgende naweek het hulle 'n rock and roll show binne in die kerk. En hulle speel die gitare en dis wêreldsliedjies binne in die kerk.
En weet jy wat? Die leier van die kerk is 'n pastoor. Die Here weet ek skaam nie. Vir sulke mense. Skaam my. Want die pastore en die dominees is bang om die woord van God te verkondig, want dan is jy nie in die kalklig nie. Maar ek dank God, dat nie almal verlore gaan nie, dat daar 'n remnant is, dat daar 'n uitgeroepte volk is, wat hulle self noem, kinders van God, soos wat hier sit vanoggend. Want ons hou vas nie in die verkeerde nie, ons wil die regte ding doen. En die Here sê, dat die afval sal in die kerk begin. Broer en suster, is daar ooit 'n tekenis wat vervul is in die woord van God, dan wil ek vir jou sê, gaan kyk na kerke, jy sal dit nie glo nie. Nou die dag ry 'n man met 'n motorfiets hierso in Langehoven Park, en daar op een van die draaie, naby die ou Piek en Pytjie, gly daai motorfiets en daai man is dood. En terwyl die mense jaag en die pastoor daar aankom, toe loop die drank by sy mond uit. En jy ruik die drank. Die pastoor sê, is niks daai nie. Die liggaam bly op aarde, die siel gaan hemel toe. Nou wat sonde dan? Nou kan jy maak wat jy wil, want die liggaam bly op die aarde, die siel gaan hemel toe. Hy's vertraag nie, man. Weet jy nie wat jy in die vlees doen, word jy beoordeel nie. Dis nie die gees wat drink nie. Dis nie die siel wat drink nie. Dis die liggaam. Maar jy doen verslag oor wat jy doen in die liggaam, want dit beïnvloed die siel. En Aaron staan daar, en die volgende oomblik, toe verskyn Moses, en hy is woedend, en hy breek die gebooie, is die kliptafel, en hy stap daarin, en toe skrik hulle, want toe weet hulle, hier kom moeilikheid. En Moses sê, wie is vir my, wie is vir God, en die Levitiese stam stap uit. Ek bedoel, die stam van Juda. Hulle stap uit, en hy sê vir hulle, gryp julle swaarde, en maak julle broers, julle susters, julle paas en julle maas, almal wat deel was van hierdie gemors, maak hulle dood. Dit sê vir my, dat God nie van sonde hou nie. En dat sonde uitgeroei moet word in jou lewe. Weet jy, die woord van God sê, ons moet ten bloede stry teen sonde. En toe skrik Aaron, en nou het hy 'n verskoning, wanneer Moses met sy eie boetie praat en vir hom sê, hoe kan jy hierdie volk so verkeerd lei? Hy sê, jy weet hoe sleg is hulle. Dis nie, ekskuus nie, jy weet die volk is sleg. Weet jy, baie dominees en pastore gaan eendag sê, Here, jy weet hoe sleg hulle was, maar God het die verantwoordelikheid op hulle gelê om die regte ding te doen. Pa, ek bring dit vir jou nader. Pa, God het die verantwoordelikheid op jou gelê om jou huisgesin reg te lei. Maar God het die verantwoordelikheid op jou gelê om jou huisgesin reg te lei. Daar is kinders wat gaan en verkeerde dinge doen, maar jy moet jou plig teenoor God nakom. Want daar gaan 'n dag kom dat God weer gaan verskyn en dan gaan hy oordeel tussen reg en verkeerd. Die verantwoordelikheid kan ons nie weggooi nie. Ons kan nie blame shifting doen nie. Ek en jy staan voor God en ek en jy gaan verantwoording doen oor ons dade. En ons moet die regte ding doen en die regte dinge sê. Maar ek wil kom by 'n ander goue kalfie. Jare terug, besig om matte in te sit hierbo, en die vrou gee ons 'n kwotasie, en ons sit te gesels en dit kom daarop neer, dat haar man in die bosoorlog was.
En jy weet in die Bosoorlog het hulle dinge gesien, jy weet wat gebeur. En dit was vir hom te erg, jy weet, hy het na die drinke gegaan. Maar, saam met my staan daar 'n man van die kerk. En hy sê hierdie woorde. Hy sê, weet, ek was ook daar. Hy sê, ek het alles gesien. Hy sê, ek het my kollegas uit die bome uit gaan haal. Hulle stukkies. En hierdie vrou vertel, haar man het begin drink. Nou hy verwyd die Bosoorlog. En naweke dan moet sy hom vat na Beinsvlei Lodge toe. Dan laai sy hom daar af met sy drinkies. Dan drink hy hom in 'n toestand in. Want jy weet, ek het dinge gesien. Dis sy goue kalfie. O, hy het 'n goue kalfie. Dis sy ou afgooitjie daai. Jy weet, dit is hoekom ek so optree. Vrou sê eendag vir my, jy weet, ek was gemolesteer. En dis hoekom ek so optree, en jy weet, ek wil nie eintlik kerk toe gaan nie. Ek sê vir haar, luister hier, soos jy die enigste een wat gemolesteer is. En gebruik jy dit as 'n verskoning. Totdat ek eendag na 'n preek luister van Paul Washer. En ek wil vir jou sê, hy is 'n baie bekende predikant, 'n gesalfde en 'n geseënde man van die Here. Hy sê, jy weet, my ouers is dood. Ek was op universiteit. Hy sê, en ek begin die victim speel. Weet ons wanneer, jy weet my gebeur het, jou. Hy sê, en ek het gedrink. Hy sê, man, ek het net victim gespeel. Hy sê, want ek wou syp. Mense gebruik hulle ou afgooitjie, hulle ou goue kalfie, om die verkeerde dinge te doen, en bly met op die kalfie. Mevrou, jy moet vir my luister. Dit wat met jou gebeur het met duisende gebeur. En ek gaan nou vir jou sê, wat sê hulle in Amerika, in sekere kerke, wanneer mense begin getuig, dan se begin hulle sommer die bank uitskree, get over it. Kom hoor dit, man. Hou op om hierdie ou goue kalfie, jy weet. Goue kalfie. Ons sit met 'n geval in die kerk, waar 'n vrou, waarvan ek weet, 'n goue kalfie. En almal wat met haar te doen kry, weet van haar goue kalfie. Sy is die victim. En sy vertel lang stories. Ek het my huis verloor. Ek het my man verloor, ek het die plaas verloor. En nou het ek my kind verloor. En nie aan 'n dood nie. Hy is net getroud. En weet jy wie almal is sleg om haar? Is verantwoordelik vir die dood van haar man ensovoorts. Wat 'n familie is. Maar dit word so mooi vertel. Jy heel saam met haar. Goue kalfie. Luister mooi my broer en suster, ek en jy kan nie 'n goue kalfie hê nie. Ek en jy kan nie sonde gebruik en die goed van ons verlede gebruik om vir ons te sê, ag jy weet die Here sal verstaan nie, dit het met my gebeur. God sê, luister mooi, jy sal nooit bokant jou vuurmaakplek beproef word nie. O, maar ek is nie so sterk soos jy nie. Bog man, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God man. En ek wil nou vandag vir jou sê, wanneer jy God in jou lewe toelaat, dan hardloop die goue kalfies weg. En hulle verdwyn. Maar kry bietjie ruggraat en sê, in die naam van Jesus, Satan, jy sal my nie regeer nie. As God jou vergewe het, wie moet jou nou nog vergewe? Rooi is vandag 'n predikant, fenominale predikant. Hy was in die polisie gewees, soos wat ons Vreekvermaak laas naweek gehad het. Was 'n polisieman gewees, hy was 'n ou gewees, wat mense moet uithaal.
Maar hy was bevrees vir die nag. Hy kon nie gaan slaap nie. Want daai spooke van daai mense wat hy doodgemaak het, staan in die nag by hom stil. As hy slaap, hy in die nag sit hy nie ligte af nie. Glad nie. Want hy was bang vir die spooke. Totdat God eendag in sy lewe instap. Ek wil jou iets vra, dink jy God hou van moordenaar? Of course hou God van moordenaars, hy is lief vir hulle. Hy het vir hulle gesterf. As God nie van moordenaars hou nie, het Moses nooit 'n kans gestaan nie. Ek sê nie vir jou, jy moet gaan doodmaak nie. Nee, so stupid sê ek nie hoor. Ek kyk na Saulus wat Paulus geword het. Was hy 'n moordenaar? Ja, hy het vrou en kinders doodgemaak en mans. Maar 2/3 van die Nuwe Testament geskryf toe God sy lewe instap. Hy het nie vir God gesê, Here, weet jy, ek kan nie my hart vir jou gee nie, want jy weet, Here, hierdie ding, ek het mense doodgemaak. Get over it. God wil jou gebruik. As jy dit nie doen nie, gaan jy en jou goue kalfie in die hel sit en jy kan hom maar daar vryf. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar is nie plek vir verskonings in jou lewe nie. Want baie mense se verskonings is hulle goue kalfies. God jou roep hy jou. En hy sê vir jou, los die verlede. Paulus sê, hy sê, ek is klaar met die verlede. Hy sê, ek strek my uit na wat voor is. Dis net 'n stupid ou wat vorentoe loop so. Het jy al so ou gesien op pad Johannesburg toe, hier langs die pad? Jy sal my optel nie, jy sal my sien, hierdie man is kranksinnig. Jy weet mos nie wat gaan gebeur nie. Nou wil jy so loop in die lewe, wil jy jou verlede gebruik om jou huidige, jou present time, jou huidige tyd te beïnvloed. Weet jou psigiater, jy is hierso. Moenie goue kalfies gebruik. Jy kan nie my voel nie. Hoe dink jy gaan jy God voel? Nou, wanneer ek dit sê ek dit nie vir my gemeente nie. Ek sê vir daai ouens wat vir my kyk op YouTube. Want ek en jy weet waar God ons gaan haal het. God het ons gaan haal. Dink jy ons was die beste gewees? Nee, God het die slegste gaan haal, sodat sy naam verheerlik word. O, ek sê altyd, jy weet, geen mens word 'n Christen gebore nie. Ek hou altyd daarvan om getuienisse te hoor van hoe mense, jy weet, uit die modderput van die lewe gehaal is. Dis awesome stories. Ek wil nou vandag vir jou sê, in hierdie kerk sit een van die grootste diamant smokkelaars wat in Suid-Afrika was. In hierdie kerk, God het hulle verlos. Halleluja. Amen. Want ons dien 'n groot God. Groot God. Ek wil vandag vir u sê, moenie kyk op jou verlede nie. Dit het nie vir jou saligheid nie. Maar kyk na hom wat vir jou die saligheid het. Hou aan hom vas. My broer en suster, ek wil vir jou sê, baie dinge gaan gebeur. Die pad gaan nog rof raak vorentoe voordat die Here kom. Want die woord sê, ons gaan die tyd van smarte, die begin van smarte, ek en jy gaan dit sien, finies en klaar. Maar die woord van God sê, dat harpaso gaan plaasvind. Wat is harpaso? Dit is om weg te ruk voor aankomende gevaar met geweld. Here sê, ons is nie bestem vir die 7 jaar verdrukking nie. Nee, ons gaan hemel toe. Ons gaan daai wolk klim, ou maat. Ek weet nie waar ek presies gaan sit nie, maar ek weet daar's 'n sitplek my naam op. En glo vir my, ek gaan kyk dat die sitplekke volkom van hulle wat in hierdie gemeente is. En bewaar jou siel as jy dink jy gaan dit ontsnap.
ek wil jou graag daar hê. Weet jy wat is een van my grootste begeertes? Here, hier is ek en die skape wat U my gegee het. Ek wil dit sien. So ek en jy het nie goue kalfies nie. Ek en jy steur ons nie aan goue kalfies nie. Ek en jy het net Jesus. Hy is die offer wat betaal is op Golgotha. Ons oë is op hom gefestig. Hy is ons leidsman. Hy het ons verlos van die dood en die hel. En ek en jy volg sy voetspore, want hy sê, volg my voetspore.